Goeienaand, lewende woord Centurion en almal wat by ons ingeskakel is. Welkom by ons woordskool. En Wouter, baie welkom dat jy hier is. Ons is Dankie. amper klaar met 1 Korintiërs. Dit is nou amper 'n jaar Op nie. die onze stert. Ja, ons Ja. het baie lank gevat aan Korinte, maar Ja. dis fyn. So ons gaan kyk of ons kan klaarmaak vandag. Andersins sal daar volgende week weer woordskool wees, maar as ons vandag klaarmaak met 1 Korintiërs, dan gaan ons afsluit vir die jaar en dan sien ons julle weer volgende jaar Januarie. Dan tackle ons 'n nuwe boek, maar dan moet ons seker aangaan met 2 Korintiërs. Dan gaan ons aan met 2 Korintiërs. Ek het hom al reeds begin opstudeer en al reeds begin navorsing doen oor 2 Korintiërs, so ek's baie opgewonde daaroor, maar ek wil hom nie voor die vakansie doen nie. Ek dink dit sal goed wees as ons hom na die vakansie doen. Ek dink dit sal goed wees om almal 'n bietjie rustydjie te gee. Jy het nog nie begin met 2 Korintiërs nie, so ek sal jou so 'n bietjie prep vir dit en vir jou sê wat 'n moeilike vrae jy my nie moet vra nie. O, okay. Okay. Goed. Nee, ek sal vir jou 'n paar interessante goed wys en so aan wat want dit is lekker. Dit is vir my altyd so lekker as Dot saam met my voorberei. Sy berei apart voor en dan gee ek van materiaal om te lees en goed om te kyk na en dis lekker om te sien as jy voorberei is. Sy het so 'n bietjie gepreek, skepingsdoel gepreek, die laaste 4 Sondae, 5 weke. 5 Sondae. So vir 5 weke was my huis doodstil geweest. Ongehoord. Want my vrou maak altyd grappies en is altyd laf, maar sy so 'n bietjie op haar senuwees is en sy is die hele week op haar senuwees as sy Sondag moet preek. Ek's bly sy moet 'n bietjie voel hoe dit voel. Ja, dit is so. Maar sy was 'n bietjie op haar senuwees vir hierdie afgelope 5 weke. Dit is 'n verantwoordelikheid en 'n mens, jy moet bly wees dat ek het dit regtig ernstig opgeneem. Ja. Dit is 'n verantwoordelikheid. Dis Ag, en jy dit twak praat. Ja, en jy het dit mooi gedoen. Jy het nie twak gepraat. Dankie, so, nee. Ek waardeer dit en ja, ek dink mens besef die verantwoordelikheid voor die Here. Ja. En by dit alles was ons baie besig. Ons het nogal 'n tamelike besige tyd gehad vanoggend, nog 'n begrafnis. Maar die Here is goed en ons wat vir my lekker is om die gemeente te sien groei en ontwikkel en te sien daar's dit wat ek Sondag oor gepraat het, vermeerder, 'n vrugbaar vermeerder vul. Ja. En ek ervaar regtig ons is in 'n tyd van vrugbaarheid, vermeerdering en vul. Ja. Vul die aarde met die koninkryk van die Here. So wonderlik. Kom ons begin deur saam te bid as ons hierdie laaste gedeelte van Korintiërs saam hanteer. Here, baie dankie dat U ons koning is, die koning van die konings. En Here, dankie dat ons, net as ons Korintiërs so lees, net kan besef, U het alles in U hand. Maar Here, wat vir my ook lekker is, U is 'n God van verhoudings. En dit sien ons in 1 Korintiërs 16. Dankie dat ons kan agterkom, U gee om vir mense en U maak ons ook om vir mense om te gee. Vanoggend het ons in ons stilte tyd Johannes 13 vers 35 gelees wat sê so sal almal weet dat julle my disippels is in julle liefde wat julle vir mekaar het. Here, dit is vir ons lekker om dit te besef. Dankie Jesus. Amen. Nou, ek begin weer met hierdie gedeelte van vers 53. Ons het al afgesluit laasweek daarmee wat sê, want hierdie verganklike liggaam moet met 'n onverganklikheid bekleed word. Ja. En hierdie sterflike liggaam met onsterflike. Ons gaan die tydelike met die ewige verwissel. Ons gaan die verganklike met die onverganklike verwissel. Ons gaan die sterflike met die onsterflike verwissel. Dis wat ons by 'n begrafnis behoort te sê, dis wat ons vir mekaar deeltyd in geloof moet aan herinner, want so gou kan gelowiges soos die wêreldse mense vrees vir die dood hê. Nou sê hy, en wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed word, sal die woord wat geskryf staan vervul word. Die dood is verslind in oorwinning. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Ja. Die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde lê in die wet. Onthou,
Jesus Christus het die sonde en die wet deur sy genade kom neutraliseer vir ons. Hy het die anti-venom kom inspuit in ons. Ons is nou die krag van dood en wet is nie meer van toepassing nie. Die angel, die gif van die dood gaan ons nie meer affekteer nie, want die Here tot op hom kom neem. Nou sê hy, maar aan God die dank, wat aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, my geliefde broers, wees standvastig en onwrikbaar en wy julle ten volle aan die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie vergeefs is nie. Dis omtrent soos hy stuk wat jy Sondag aand behandel het. Uit 2 Petrus 1. Kan jy dit onthou? Lê klem daarop om by julle geloof deugsaamheid te voeg. By julle deugsaamheid kennis te voeg. By julle kennis selfbeheersing te voeg. En by julle selfbeheersing godsvrug. En dan by julle godsvrug liefde vir mekaar. En by liefde vir mekaar, liefde vir alle mense. Daai 7 goed, nee. So, jy het dit so mooi behandel, en dit was so mooi, en ek het nogal gehou, ek het nie daaraan gedink nie, maar toe jy praat oor deug, en die young adults sit daar, en wat besef, dis nie 'n woord wat ons mee gebruik nie, deug. Ons weet, wat's deugsaam. Dis iemand wat ordentlike mense, wat goed ordentlik kan doen. En hoe vertaal mens dit nou om deugsaam te wees? Wees proper, wees 'n ordentlike mens, wees ek dink 'n kwaliteit mens. Is sê omtrent wat deugsaam is, nee. Dit praat van jou morele standaard wat jy gesê het, maar ook jou werksetiek en so aan. En ek het nogal daarvan gehou. Dankie dat jy dit. Maar toe jy eintlik by godsvrug gekom en by 'n standvastigheid, nê? Erns tussendeur het jy daar's godsvrug en dan vasbyt. Volharding is die ander. En daarom, my geliefde broers, wees standvastig en onwrikbaar, sê Paulus. Paulus sê dit oor en oor. Petrus sê dit oor en oor. En ek kan dink wat vir die apostels moes moeilik gewees het. Ons sien dit by ons in die kerk. Mense wat tot geloof kom, mense wat volstoom, hier is ons, pastoor, hier is ons. Ons is nou by die kerk, ons gaan die Here dien. Dan kyk jy so 'n bietjie uit en jy sit en jy is saam met hulle entoesiasties en jy hoop dit hou. Maar ons het ook al klomp goed gesien kom en gaan. Dis nie dat ons negatief is nie, maar jy raak realisties, want jy sien 'n klomp goed kom en gaan en mense entoesiasties die Here begin dien en hulle spring vuur en vlam aan die gang en dan moet jy maar sê, yes. Maar ek wil die ouens wat aanhou en eers as hulle bietjie deur moeilike tye gaan en dit gaan bietjie swaar en die aandag is nie meer op hulle nie en hulle het nou al 'n risie of 2 in die kerk deurgewerk en hulle het agtergekom alles is nie maanskyn en rose as jy die Here dien nie en hulle is nog steeds dan in die kerk. Dan weet ek eers daai ou persoon. En dis my probleem met lidmaatskap, nee. Lidmaatskap is ons altyd daar dan dink ons, hier kom 'n ou aan, dan moet ek opgewonde wees, hy's hier, maar ek weet nog nie of hy hier is nie. Ek sal oor 'n jaar en 'n half sien of hy hier is. Maar dis net wat dit is. En ek dink Paulus het dit beleef. Paulus het mense in die kerk, in Korinthe se kerk sien inkom en uitgaan. En nou moedig hy hulle aan om in die opstanding van die dooies te glo en vas te byt daarin. Die oorwinning wat ons beleef. En as jy dit besef, dat jy 'n ewige oorwinning gaan beleef, dan sê Paulus, daarom my geliefde broers, wees standvastig en onwrikbaar en wy julle ten volle aan die werk van die Here. Omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie vergeefs is nie. Byt vas.
dit lyk nie nou asof daar maanskyn en rose is, asof daar nou verskriklike vrug is nie. Dit lyk nou nie asof die tyd en die effort wat jy belê opbrengs kry nie. Die ewige lewe is die opbrengs en dis eintlik wat Paulus probeer sê. Goed, dan gaan hy aan. Nou gaan hy na heeltemal 'n ander onderwerp toe. Tipies soos wat Paulus is, kan hy ratte verander. Dit voel nie asof hy klats trap nie. Hy rat verander net ratte. Hy sê wat die insameling van die heiliges vir die heiliges betref. Met ander woorde, kom ons praat oor geld. Ja. Wat die insameling vir die heiliges betref. Wat die offergawes en tiendes se opneem betref. Nou gaan hy soontoe. Dis waartoe hy stuur. Nou die insameling vir die heiliges, laat ek net vir jou perspektief gee, dit het baie swaar gegaan met die gelowiges in Jerusalem. Ja. En toe die ander kerke, as Paulus aan die kerk in Filippense skryf, dan praat hy hiervan, as hy aan Galasiërs skryf, as hy aan ander skryf, want oralste kom jy agter, daar was 'n finansiële probleem, 'n armoede, wat uitgebreek het in Jerusalem, en die kerke wat Paulus nou geplant het in die res van die Europese wêreld, ondersteun finansiëel, stuur geld na hierdie kerk in Jerusalem toe wat swaar kry. Baie keer wonder ek, daar is so 'n stukkie in Handelinge 2 wat sê, en die mense het al hulle goed verkoop en onder mekaar gelyk uitgedeel. En partykeer dink ek daai stukkie is vir ons as 'n waarskuwing, nie as 'n aanmoediging nie. Ek dink nie jy moet vashou aan jou goed nie. Ek dink jy moet oop genoeg wees met jou goed. Maar ek dink jy moet nog steeds ekonomies nie jou besigheid en jou huis en jou kar en alles verkoop en met almal dit gelyk deel nie. Nie almal is ewe goeie rentmeesters nie, al is hulle wedergebore Christene. Ja, ek dink mens moet sê wat daai stuk is nie in die Bybel as dis hoe dit gedoen moet word. Dit was deel van 'n storie. Maar dalk is dit hoekom die ouens swaar gekry het finansiëel. Dis deel van 'n storie wat Lukas vertel. En Lukas sit dit daarin en ek wonder of ons nie die vrug daarvan jare later sien as Paulus begin geld insamel vir die gemeente in Jerusalem nie. Dan begin hy oralste geld insamel. Hier gaan ons nou sien. En dan besef ek, is dalk het daai ouens 'n fout gemaak. En ouens, ons moet vir mekaar sê, goed is in die Bybel neergeskryf sodat ons ook uit hulle foute uit kan leer. Dalk moet jou hart wees, ek deel alles wat ek het met ander mense, maar dis nie letterlik dat jy dit alles verkoop, soos die gemeente van Jerusalem gedoen het, en dit dan met ander mense, want jy het jou kar nodig, of jou besigheid nodig, of jou perseel of jou huis nodig, om nog aan te gaan, om nog geld te maak, om weer nog vir die armes te sorg. Want nie almal is ewe goeie rentmeesters nie. Die heel armste ou, wat in jou gemeente is, as jy al jou goed verkoop en dit gelyk op met hom deel, het hy nie dieselfde intellektuele, finansiële, ekonomiese vermoëns, om daai geld, wat julle nou dieselfde van het, meer te maak nie. En as jy nou teruggaan en al hoe minder geld het om meer te maak, dan gaan jy minder effektief vir hom ook kan sorg, wat vinnig nou die geld wat jy nou vir hom gegee het, ook weer dalk gaan verkoos, op die verkeerde goed. En eintlik is dit soort van die beginsel van, moenie die saad eet nie. Daar's 'n oes, jy oes seker goed, en dan is daar sekere deel van die oes wat saad is, wat weer moet teruggaan in die grond in. Maar dan is die res moet gemaal word en brood van gemaak word. En baie keer dan is daar mense wat die saad eet, want hulle dink nie aan die toekoms nie. Ek en jy moenie die saad eet nie. En ek dink dis wat die beginsel wat in die Bybel deurkom. Luister, ek dink tiendes en offergawes is saad, wat ons weer terug in die koninkryk moet insaai. Maar ek dink ook dat die Bybel sê die armes van ons altyd by ons sê, ons moet die armes versorg, maar ons moet ook oppas dat ons nie soveel van alles wat ons het verkoop en gelyk opdeel nie. Ek dink nie ons is in 'n kommunistiese mindset nie. Ja. Nee, en as ek dink, die woord wat ook sê, arbeider is sy loon werd. En die tweede ding is dat
in die Ou Testament het die Here die beginsel gehad, as jy 'n stuk land het jy dit geoes, amper soos ons vandag kan sien, soos 'n spulpunt in die ronde, en dan die hoeke het jy gelos. Het jy gelos vir die arm mense. So die Here het altyd 'n gedeelte wat hy sê, gee vir die armes, gee vir die weduwees. Maar hy het nooit vir die boere gesê, gee jou hele oes en verdeel dit tussen almal nie. Hy het riglyne oor weduwees, hy het riglyne oor arme mense. Want dan gaan die boere nie noodwendig meer saad oor hê om vir volgende jaar te saai, nie net vir hulle self nie, maar vir die armes ook dan nou weer. En onthou, dit skep weer werk vir mense, dat hulle nie hoef arm te wees. So wat ek basies wil sê is, ek is nie 'n kommunis nie. Ek glo nie dat kommunisme werk om alles gelyk op te deel nie. En wanneer ons kommunistiese beginsels in die Bybel inlees, mis ons dit, want ek dink dat die vroeë kerk dit gemis het, die eerste kerk, Jerusalem. Want Paulus moet dan, ons sien hoe Paulus dit moet regstel. So, wat die insameling vir die heiliges betref, die reëling wat ek in die gemeentes van Galasië getref het, moet julle ook so uitvoer. Elkeen van julle afsonderlik moet op die eerste dag van die week 'n bepaling op sy sit, 'n bedrag op sy sit, volgens die verdienste spaar, sodat die insameling nie eers plaasvind wanneer ek kom nie. Kom ons stop net gou daar. Hierdie is soveel wat ons vandag klaar doen, en nou moet ons mekaar vra, hoekom doen ons dit? En dan sien ons, wag. Wat ons eintlik in die kerk mee besig is 'n Bybelse beginsel, en dit is goeie goed om te doen. Hy sê, elkeen van julle moet afsonderlik op die eerste dag van die week 'n bedrag op sy sit. Wat is die eerste dag van die week? Sondag. Ja, ek was in gister se diens. Okay. Ja. Kom ek hou 'n vasvra oor gister se diens. Ja. Hoekom hou ons Sondag kerk? Want ons het nie op die 7de dag te rus nie, want ons hoef nie meer die Sabbat te onderhou nie. So ons is nou in die rus van die Here, so ons werk vanuit rus uit. So jy rus die eerste dag, dat jy die tweede dag kan werk. Jy het geluister na my preek. Ek het op daai pastoor wat gepreek het, so ek het geluister. Okay, so die eerste dag, as mense by jou kom en sê, jy moet die Sabbatdag onderhou, ons moet Saterdag, Vrydag aande tot Saterdag middag, Saterdag aande moet ons onderhou, dan vat jy hulle na hierdie skrif toe. Dan sê nee, die vroeë kerk, net op die dag van die Here, die dag van Jesus se opstanding, dis wat die dag van die Here beteken, het hulle bymekaar gekom. Dit was die samekoms van gelowiges. Daarom het Paulus gesê, op die eerste dag bring julle geld. Dis hoekom ek hoor van baie kerke, en ek en jy was nou weer in 'n kerk waar daar nie offergawes opgeneem word nie. Great for them. Ek sien 'n beginsel wat Paulus sê, weet jy, leer die mense om te gee op die eerste dag. Dis deel van jou Christendom. As ek jou leer bid, as ek jou leer sing, as ek jou leer woord oopbreek, dan gaan ek jou ook leer gee op die eerste dag van die week. So as jy wonder hoekom het ons offergawe mandjies wat in ons kerk deurbeweeg, want Paulus sê, dis wat ek moet doen. Dis deel van 'n beginsel wat ek verstaan, van in die rus van die Here, het ek meer as genoeg, daarom op die eerste dag samel ek geld in, sodat ek vanuit die rus van die Here in dankbaarheid vir die Here kan sê, Here, dankie dat ek oor as genoeg het. Ek wil vir ander ook gee, uit my oorvloed. Goed, so, elkeen van julle afsonderlik moet op die eerste dag, Sondag van die week, 'n bedrag op sy sit. Jy en jou vrou, jy en jou kinders moet saam besluit. En ouers, begin saam met jou kind besluit hoeveel geld moet jy gee. Ek het begin op 10-jarige ouderdom my 10de gee, uit my koerantgeld uit. Ek het eers gehoor van 'n 10de, dit my begin tikkel. Ek het my 10de gegee, die dominee het my ma en my pa kom sien en gesê, ek gee heeltemal te veel geld. Want ek het 10% van my koerantgeld gegee. So was dit R2.50. En dit was toe omtrent R2. En toe sê ek, R2 was nee, daai tyd het ek R20 gegee, want ek het R200 vir my koerante gemaak. En toe sê hulle, ek gee te veel, want ek gee meer as van die besigheidsmanne of van die huishoudings. Maar R20 was seker 3 tanks petrol. Ja, dit was
Seker dit. Ja, Ja. maar ek het die Here het toe reeds met my begin praat en ek het net geweet dis wat ek moet doen. So, besluit sit 'n drag op sy. Hoekom sê ons tiendes? Want dis 'n beginsel wat uit die Ou Testament uit deur die Nuwe Testament vloei en lyk asof Jesus dit ook bevestig, die hele beginsel. Dis nie meer 'n wet nie. Ek moet nie 'n tiende gee nie, maar dit is 'n goeie beginsel. Wat dink jy, hoeveel sou ons gee? Dit moet 'n persentasie, hoor wat sê hy, en volgens die verdienste spaar. 'n persentasie volgens die verdienste. As een ou R1000 verdien en 'n ander ou R20,000 verdien, moet elkeen volgens sy verdienste. Dit beteken 'n persentasie daarvan. Wat is die persentasie? Dit moet jy met die Here uitmaak. Maar as jy wil weet wat 'n goeie beginsel is, dan lyk dit vir ons uit die skrif uit asof 10% 'n goeie persentasie is om in te werk. Nou kan ek ook sê, en ek wil hierdie onomwonde sê, ek sê dit sonder om skaam te wees en ek sê dit sonder om wetties te wees. Ons hoef nie meer te sê jy moet jou tiende gee, anders is jy nie geseën nie. Jy moet jou tiende gee, anders is jy vervloek. As jy daar is, dan verstaan jy nie dat Jesus aan die vloekhout alle vloeke op hom geneem het nie. Dit werk nie meer so nie. So ons glo, luister, gee 'n persentasie, gee na gelang van jou verdienste, sodat jy, as jy meer en meer verdien, ook meer en meer aan die Here kan gee. As dit 2% is, gee 2%. En vertrou die Here dat jy later 5% kan gee en meer. Maar 10% is 'n goeie riglyn om te gee. Daar's die mooi storie van die ou wat Colgate begin het. Ek dink dit was meneer Colgate wat op die ou ene iets soos 90% van sy inkomste aan die Here gegee het en geleef het van 10%. Sure. Want hy het sy persentasie net al hoe meer en meer gemaak. En die Here het hom net al hoe meer en meer geseën. So, elkeen van julle moet afsonderlik met die eerste dag van die week 'n bedrag op sy sit, volgens sy verdienste, met ander woorde 'n persentasie. Hoeveel? Bybel sê 10% is 'n goeie riglyn. As jy minder wil gaan minder. Sodat die insameling nie eers plaasvind wanneer ek kom nie. So Paulus sê, wag, ek kom dit insamel. Maar ek wil nie alles insamel wanneer ek kom nie. Hou dit by die kerk. Dan moet die kerk goeie administrasie, en dis hoekom ek vir my 'n kerk 'n goeie administreerder gekry het, wat 'n goeie finansiële komitee, sit weer vanaand 'n finansiële komitee vergadering. En dankie dat jy ons kerk se finansies verantwoordelik en goed en deeglik bestuur. Dankie dat daar 'n ouditeur is wat jaarlik na ons finansies kyk. Dankie dat daar 'n boekhouer is wat gereeld maandeliks na ons boeke kyk en ons state vir ons stuur. Dankie dat daar 'n finansiële komitee van die gemeentelede self is wat eenmal 'n maand, soos wat ons vanaand gaan sit, na die boeke kyk en dan gee jy verslag oor alles wat moet gebeur en alles wat ons gekoop het en betaal het. Dankie dat ons goed verseker is. Dankie dat die finansies goed bedryf word, die salarisse goed op tyd betaal word en ons rekeninge op tyd betaal word. Ek dink kerke moet finansies reg hanteer. Ek en Dot het 'n passie daaroor. Ons besef dat pastore wat opgelei word nie altyd geleer word hoe om kerkadministrasie en veral finansiële bestuur goed te doen nie. En daarom is dit vir ons 'n passie om dit eers self goed te doen en dan wil ons ander gemeentes leer hoe om dit te doen. Dis 'n groot probleem in die kerk. Ouens wat finansies lukraak. Dis 'n mooi Afrikaanse woord. Somme net so lukraak sonder erns, sonder deugsaamheid. Hanteer hulle finansies. En dis nie wat die Here van ons verwag nie. Hy verwag van ons uitmuntendheid. So, goed. Ek wil graag, ons het nog so 'n paar minute. Nou gaan hy aan, hy sê, wanneer ek opdaag, sal ek wie julle ook al goedkeur, daar's 'n persoon, wie julle ook al goedkeur, met aanbevelingsbriewe stuur om julle gawes na Jerusalem te neem. So ek sal kom, hierdie ou uitkyk, julle aanbevelingsbriewe vat
en sien dat hierdie ou kredietwaardig en betroubaar met geld kan werk en dan gaan ons hom Jerusalem toe stuur. Hy moet seker sterk genoeg wees om aan geld nog op te pas ook. Vers 4. Indien dit die moeite werd is dat ek ook gaan, kan hulle my vergesel. Onthou, daar was nie goed soos banke of geldtransfer of wat doen ek vir die Zimbabweër wat vir ons werk? Hulle het so snaakse ding. Wat sê hy? Snaakse naam. Cashsend of gaan ek checkers toe, dan betaal ek daar cash en dan kry hulle dit in Zim. En ek dink net by myself, hierdie ouens moes fisies die geld, die note en die muntstukke aan hulle dra, op 'n skip, stap op die roetes, kan jy die gevaar dink, van dit, en dan Jerusalem toe neem. Goed, en dis kom Paulus ook sê, indien dit die moeite werd is dat ek ook gaan, kan hulle my vergesel. Miskien is dit beter dat ons meer as een gaan, vir die veiligheid daarvan. Dink aan hy logistieke probleem wat hulle het. Ek sal na julle kom as ek deur Macedonië gereis het, want ek gaan deur Macedonië reis. Moontlik sal ek 'n tyd by julle oorbly of selfs oorwinter sodat julle my kan voorthelp wanneer ek ook al mag gaan. Korintus hawe stad naby die Middellandse See, teen die Middellandse See. En jy kan nie in die winter is daar te veel storms op daai see. En daarom het hulle almal oorwinter en weer in die lente eers weer begin bootvaart doen. En nou sê hy, want ek wil julle nie nou net in die verbygaan sien nie. Ek hoop immers om 'n tyd lank by julle te bly. Hierdie is mense vir wie Paulus lief is. Indien die Here dit toelaat, ek sal egter tot Pinkster in Efese bly, want 'n deur het groot en kragtig vir my oopgegaan, hoewel daar baie teenstanders is. Nou as jy besef, Paulus sê dit, maar hy het geweldige teenstand. Hulle het hom amper doodgemaak in Efese. Ons sien dit in Handelinge. As Timoteus kom, sorg dat hy by julle niks te vrees het nie. Daar's 'n Engelse woord, timid. En dit kom letterlik van die woord Timothy af. Okay. Want Timothy was maar timid. Oor en oor sê Paulus, moenie laat hulle jou jonkheid minag nie. Hoorie Timoteus, moenie bang wees nie. Hoorie, as hy na julle toe kom, sorg net dat hy nie te bang raak nie. Hy was maar 'n timid ouetjie, verstaan jy? Hy was maar 'n bietjie bangerige ouetjie, 'n bietjie 'n jongerige ouetjie. En tog het hy wonderlike werk gedoen. As Timoteus kom, sorg dat hy niks te vrees het nie, want soos ek doen hy ook die werk van die Here. Daarom moet niemand hom minag nie. Ja. Hy was seker nog 'n ouetjie van, wie is hierdie klein snyter? Ja. Hy so maar hierdie was nie 'n maklike gemeente nie. Maar weet jy wat, net dat ek kyk na mense en ek besef die Here gebruik nie net hierdie flamboyante ouens wat fantasties praat en opdag met 'n eer om hulle nie. Hy gebruik gewone mense. Skaamskigter ouetjies wat ander mense heel moontlik geminnig, wat nie mooi is of lank is of fantasties handsome is nie. Dit as jy Paulus lees, dis hy. Hierdie kort weird ouetjie, nerd. En dan dink ek, ag dankie tog dat die Here sulke ouens soos ons ook gebruik. Help hom in vrede om na my te kom, want ek verwag hom saam met die broers. En oor die broer Apollos, onthou julle, hier's van hoofstuk 1 af, mense wat 'n Apollos faksie het en 'n Paulus faksie. Nou gaan Paulus eintlik oor Apollos begin gesels. Hy kon dit in die begin gesê het wat hy nou sê, sy dit so 'n bietjie makliker gemaak het, maar hoor wat sê hy. Hy sê oor die broer Apollos, ek het hom herhaaldelik versoek om saam met die broers na julle te gaan, maar hy wil beslis nie nou na julle toe gaan nie. Hy sal gaan wanneer dit vir hom geleë is. Apollos is ook dik vir julle. So by the way, Apollos is nie lus vir julle nie. Is dit nie interessant? Dit is 'n gewone kerk met gewone probleme en gewone dinge en mense soos ons, en Apollos was ook 'n mens soos ons. Luister, wag net, ek sal later
kan nie ja. meer nou na daai gemeente nie. Ek het nie nou vir hulle energie nie. Okay. Ag, ek is bly. As jy verlig om dit te sien. Wees waaksaam. Staan vas in die geloof. Hier is weer jou hypomenei, nee. Wees waaksaam, staan vas in die geloof. Wees manhaftig en wees sterk. Laat alles wat julle doen in liefde geskied. Ek kry nog 'n ernstige versoek tot julle broers. Julle weet dat Stefanus en sy huisgesin die eersteling in Agaia is en hulle self tot diens van die heiliges gestel het. Onderwerp julle aan die leiding van sulke mense. Nou is hy besig eintlik net om 'n ander gemeente wat ook hierdie brief sou lees, hulle pastoor net aan te moedig en vir die mense te sê, ek ken hom, ek weet van hom, staan agterop. Onderwerp julle aan die leiding van sulke mense en aan elkeen wat saamwerk en hom inspann. Ek wil vir elke persoon sê, man, die pastoor daar by jou, die dominee daar by jou, is iemand wat lief is vir die Here. Gaan onderwerp jou aan hom en staan hom by en span in. Ek is bly oor die koms van Stefanus en Fortunatus, wat 'n naam, nê. Hy reik seker te jou tot Fortunatus. En Agaikus, want hulle het vergoed vir my gemis aan julle. Hulle het my gees verkoop en julle sin ook. Gee daarom erkenning aan sulke mense. Dit is nie lekker nie. Daar's iets moois van iemand wat my bless jou ook. As ek jou bedien met die woord, Paulus bedien mense met die woord, nou kom daar mense wat hom bless. Nou sê Paulus, hulle het my gebless en deur my te verkoop, te versorg, vir my goed te wees, het hulle ook vir jou goedheid gewys. Die gemeentes in Asië groet julle. Aquila en Prisca. Hy noem haar Prisca, dis haar bynaam. Want sy is eintlik Priscilla. Ons sien oor Priscilla. Maar dis soos jy altyd van Renja praat as rentjies of as jy het altyd name vir mense. En Paulus het ook mense vir wie hy lief was, het hy sulke verkorte name gehad. Priscilla, Prisca. Aquila en Prisca in die gemeente wat in hulle huis bymekaar gekom het. Stuur vir julle baie groete in die Here. Ja, hierdie Aquila en Priscilla is my heroes. Sulke pilare wat die kerk ondersteun het, Timoteus gedra het, Apollos gedra het, Paulus gedra het, en 'n kerk in hulle huis laat bymekaar kom het. Al die broers groet julle, groet mekaar met 'n heilige soen. Onthou daai een. Die groetwoord in my eie handskrif. Hier skryf Paulus nou, ek dink hy het gesigprobleme gehad, hy kon nie mooi sien nie, nou skryf hy, nou sê hy, van Paulus, as iemand die Here nie lief het nie, laat hom vervloek wees. Dan moes hy liewer nie, moes op die pen gee. Ja, moet nie vir die pen gee. Maranatha, wat Aramees is, kom Here, kom. Nou, ek wonder, want mens mag soms eintlik nou mense vervloek nie. So wat nou? Hy is besig om te sê, die wat nie die Here lief het nie, is eintlik vervloek. Ja. Maar grootste van alles, kom Jesus, kom gou, Maranatha. 'n Arameese woord. Onthou, daar's Grieks en Hebreëus en die taal wat Paulus en Petrus en Jesus eintlik hulle moedertaal, hulle Afrikaans was Aramees. Dit waarin hulle nou skryf, die Grieks is soos Engels vir ons. Die genade van die Here Jesus bly met julle. My liefde bly met julle almal in Christus Jesus. Dit skryf hy nou nog steeds met sy eie hand. Die genade van die Here Jesus bly met julle. Ek wil dit oor jou ook uitspreek. Die genade van die Here Jesus bly met julle. My liefde bly met julle almal in Christus Jesus. Amen. Amen. Einde van 1 Korintiërs hoofstuk 16, van die hele 1 Korintiërs, baie interessante boek. En die einde van 2025, 'n goeie jaar en dankie dat ons lekker saam kon kuier in hierdie jaar, saam deur hierdie boek kon werk. Ek dink die Here het ons geweldig baie geleer en geweldig baie teologie geleer en praktiese teologie om ons lewens uit te sorteer. So, kom ons bid saam. Here, dankie vir wat U vir ons geleer het uit hierdie boek in Korinte. En dankie dat ons U kan volg
en kan hoor wat U vir ons sê. Here, mag ons soos Paulus sê, Maranatha, kom Jesus, kom gou. Here, mag ons elkeen seën met die liefde van Jesus Christus. Amen. Amen. Dankie julle, geniet julle rustyd.